kompleet in die klas. Prys die Here, dankie. Dankie Claudia, vir julle bydra. Prys die Here. Amen. Geliefdes, ons gaan hier so in 'n maand in, nou ons moet elke dag wees hier vir die Here Jesus Christus. Ons gaan in 'n maand in, waar mense begin bietjie meer liefde teenoor mekaar toon. Seisoen, waar 'n bietjie meer liefde is, waar onder die verskillende gelowe, maak nie saak wat 'n geloof jy is nie, waar mense begin, kom ek sê dit so, die beeld van liefde uitstraal. Daar's 'n rede hoekom ek sê die beeld. Gaan nou 'n bietjie praat van dinge wat miskien nie noodwendig is nie, maar die beeld daarvan word uitgestraal. Dis wat godsdienst ook is. Godsdienst is niks anders as om dinge te doen om die beeld uit te straal. Nee, maar dit beteken nie noodwendig dat ons by Christus is nie. Nou die Here gee vir my vanmôre, eintlik in die week, gee hy vir my hierdie teksie, Johannes 1. Nou, Johannes skryf hierdie evangelie en die eerste ding wat hy geskryf het is in die heel begin. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan het nie. Hier verteenwoordig hy die woord is God. En dan sê hy om vers 14. En dan word hy sê God het geskep. Maar dan sê hy vir vers 14 en die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En ons is sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Hier kom identifiseer hy vir Jesus Christus as waarlik God. Jesus is God, maar hy is God in die vlees. Hy sê ook, die Here Jesus self in Johannes 8:58 sê, nog voordat Abraham was, ek is. Hy is God. Nee, hy sê ook in Johannes 14, dink is Thomas wat hom vra, wys ons die Vader. Hy sê, ek is my heeltyd die Woord. Nee, maar nou kom Johannes en hy wil 'n bietjie ondervra deur die Fariseërs. Bietjie verder hier in Johannes 1. Hy wil 'n bietjie ondervra deur die Fariseërs. Hulle wil weet met wat sy autoriteit kom. Hoekom doop hy? Wie is hy? Wat het hy van homself te sê? En ons lees hier vanaf vers 23 waar hy antwoord. Hy sê, ek is die stem van die een wat roep in die woestyn. Maar maak die pad van die Here reguit, soos Jesaja die profeet gesê het. En die wat gestuur was natuurlik die Fariseërs. En hulle vra sê vir hom, waarom doop u dan as u die Christus of Elia of die profeet is nie? Johannes antwoord en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy, vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Dit het gebeur, en by Tabara, oor kan die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê, daar is die lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dis hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel geopenbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig gesê, ek het die Gees soos 'n duif in die hemel sien neerdal, en hy het op hom, dis nou op Jesus gebly, en ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het, om met water te doop, het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal, en op hom bly. Dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die seun van God is. Johannes kom getuig hierso, dat hy is die een wat die sonde van die wêreld wegneem. Besef ons altyd presies, wie is Jesus? Nou dat ons eintlik elke dag met Jesus moet besig wees, maar nou dat Jesus in hierdie tyd wat Jesus miskien deur meer mense die naam opkom, maar mense dalk bietjie meer gefokus is op hom. Maar wie is hy? Hoekom is ons hier vanmôre? Is ons hier omdat dit tradisie is? Is ons hier vanmôre omdat ons hier moet wees? Omdat iemand my saamgesleep het en verwag het moet hier wees? Of is hier vir die eregas? En die eregas is Jesus Christus. Is hy teenwoordigheid? Wat het hy gedoen? Waaroor gaan dit presies? En dis ook baie keer praat ek van godsdienst en die mense besef nie. Wat is godsdienst? Godsdienst is ek is besig met die dinge van die Here, ek is nie besig met die Here van die dinge nie. Godsdienst is wanneer ek kom en kyk na wette en reëls en nou praat ons nie wet weg nie. Luister vir my baie mooi vanmôre. Maar Kolossense, Paulus skryf aan Kolossense, hy skryf aan hulle, hy sê Kolossense 2,
moenie dat julle van die prys beroof word nie. Wat is die prys? Die Here Jesus Christus. Moenie dat daai bevryding, dat julle beroof word daarvan, weer terug te beweeg na die ou dinge toe, wat julle nie kan hou nie. Die Hebreërskrywer is baie, baie ernstig daaroor. Jy sien, die Hebreërskrywer herhaal wat Jeremia ook geskryf het in Jeremia 31, waar hy gesê het, die ou verbond, onder die ou verbond, is julle soos kindertjies. Julle is soos kindertjies, wat reëls en regulasies moet hê om in die pad te bly, maar weet jy wat, daardie kindertjies doen wat hulle moet doen, nie omdat hulle regtig so is nie, maar omdat hulle reëls het, né? En hulle gaan dalk pak slaag kry. Hulle weet nog, ja, ek klop toddlers as jy hulle nog sommer nie sonder reëls wil skei, dit wat se chaos gaan wees. Hier het jy hierdie volk wat in slawerny was. Onthou wat Paulus gesê het, hy praat in Kolossense 2 van die skaduwees. Die godsdienstige ouens hou vas aan skaduwees, maar ons moet vashou aan die liggaam. Skaduwees het dit nooit, en dit wys jou in die liggaam, maar dis nie die liggaam nie. Christus is die liggaam. Hulle hou vas aan skaduwees, wat 'n skyn is van die werklike. Wat 'n skyn? As jy volgens die wet van God lewe, as jy die wet hou, dan gaan dit lyk soos liefde. Dit gaan lyk soos orde, want ek moet dit doen, maar as ek weet wat sê ek moet dit doen. Maar hy sê, wanneer ek die nuwe verbond oor julle bring, dan is dit in jou hart. Dan gaan jy my wil ken in jou hart. Dis hoekom hy Galasiërs 5 ook sê, hy sê, liefde, blydskap, lankmoedigheid, vrede, vreugde, daar's 9 dinge. Dit is, met ander woorde, alles kom neer op liefde. Hulle vra dan vir Jesus Christus, wys vir ons die grootste gebod. Hy sê die eerste, die grootste gebod is, jy moet die Vader wil alles lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met alles wat jy het. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, aan hierdie 2 gebooie, aan die hele wet en die profete. Dis hoekom Galasiërs 5 ook sê, as jy die vrug van die Gees het, dan het die wet niks op jou. Jy sien, die skaduwee. Hoor mooi, so 3 jaar terug was by tema skaduwees gewees volgens Kolossense 2. Wat is die skaduwee? Jy kry vir Israel, hulle is vir 400 jaar slawe. Hulle weet nie om hulle self te regeer nie. Die Here kom en hy bevry hulle en hy lei hulle deur die Skelfsee. Maar ons praat van die Rooi See. Daar's 'n goeie rede om ons praat van die Rooi See. Deur die Rooi See in die woestyn. Hulle is bevry van hulle slawerny. Maar hulle is nog nie deur die Jordaan nie. En dis waar hulle is. Dis waar hulle is. En dis waar hulle is. Solank hulle nog terug verlang na die kospotte van Egipte. Solank hulle nog verlang na die ou dinge. En nou moet die Here vir hulle reëls gee, want hulle weet nie om hulle self te regeer nie. Hulle is soos kindertjies wat met melkies gevoed moet word, né? Maar uiteindelik gaan hulle deur die Jordaan trek die beloofde land in. Dis die skade, wat is die werk? Wat is die dinge van vandag? Wat is die liggaam? Die liggaam is ek en u, is gebore in sonde. Ons is slawe van sonde. Want ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld nie, ons is in die wêreld. Ons is gebore as sondaars en die Here Jesus kom lei ons deur die Rooi See. Dryf ons aan die kruis sterwe. Hy lei vir ons deur die Rooi See. En nou is daar baie mense wat terugverlang, wat nog in die vlees is, wat nog in die vlees en in die wêreld vashou. Dan is jy nog in Egipte. Jy is bevry deur die bloed van Jesus Christus, maar jy het nog nie deur die Jordaan getrek. Jy is nog nie in die beloofde land. Dis die werklikheid. Die Here Jesus het ons vrygemaak. Hoekom het hy ons vrygemaak? Om maar te sondig? Nee. Maar kyk wat verduidelik hy. Hy verduidelik dit so mooi in Matteus. Nou, Matteus wys vir ons die geboorte van Jesus, vertel die vroeë geskiedenis en Jesus uiteindelik word hy gedoop, hy ontvang die Heilige Gees. Hy gaan van 40 dae in die woestyn, hy oorwin die duiwel. Hy kom terug en die eerste ding wat hy doen, hy kry sy eerste disippels, hy dink sy eerste 4 disippels, en dan begin sy bergpredikasie. Die eerste ding is die saligsprekinge, en dan die sout van die aarde, daai gedeelte, maar dan begin hy van vers 17 af, die vervulling van die wet en die profete. Nou moet jy mooi by my bly. Hy sê, moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus, wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die mense genoem word, wat in die koninkryk
van die hemel, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemel, maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemel. En hierso is waar baie wettiese mense vashou. Dan sê hulle, sien julle nou, die Here het nie die wet weggevat nie. Sien julle nou. Hulle sê die wet nie, hulle gaan jy dit nie maak nie. Hulle lees nie verder nie. Hulle begryp nie wat hulle lees nie. Hy sê hier in vers 20, want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemel sal ingaan nie. As jou geregtigheid nie oorvloediger is as die van die fariseërs, dan sal jy dit maak nie. Nou hoe kan ons dit maak? Was hierdie klomp fariseërs 'n klomp goddelose mense? Ja, maar dit is wetties. Hulle het in die wet vashou. Dis waar jy hierdie twee kry. Twee mense, albei Jode. Die Here vertel die gelykenis, albei onder die wet. Maar die fariseërs staan in die tempel en sê, ja, dankie Here, dat ek is nie soos hierdie sondaar. En die sondaar staan nie en sê, ja, maar ek hou ook die wet. Hy sê, hy erken, hy bely. Hy sê, Here, vergewe my. Wees hierdie sondaar waar. En die Here sê, dis nie jou geregtigheid het. Jy sien, hy gaan verder aan. Dan verduidelik hy, hoekom jy oorvloediger is. Wat is die probleem met die fariseërs? Die probleem met die fariseërs is hulle is mense. En mense is swak. En hy sê vir hulle, as jy net na 'n vrou kyk om haar te begeer, alles is dit vir 'n oomblik, het jy reeds egbreuk gepleeg. Ons kan die afleiding maak. En die woord van die Here sê, as jy een van hierdie wette oortree, jy almal oortree. As jy met iemand geskinder en jy het doodgeslaan, jy het gesteel, al het jy dit ook net gedink. Kyk, jou broer het jy die dood gedoen, wat ook al die geval is, dit jou gedagtes, jy het reeds doodgeslaan, jy het reeds gesteel. Wat probeer ek vir julle sê? Wat sê die Here? Hy sê, die volmaakte is om dit te kan doen, maar niemand kan dit doen behalwe ek. Nee, die Here kan dit doen. Hy sê, ja, daai goed gee vir ons 'n skyn, as ons kan in die wet gaan vashou en daarna kyk, en ons kan 'n skyn hê, omdat dat ons nie dinge verkeerd doen nie. Maar dit bring nie liefde in ons hart nie. Want eintlik die doel is nie. Dis net die skaduwee, die liggaamsliefde. En dit kan net die Here vir ons gee wanneer die Heilige Gees gekom het. En daarom met Jesus, hoe is ons oorvloediger as die fariseërs? Omdat ons in Christus is. Omdat ons aan Christus was. Daarom is ons oorvloediger, want hy vervul vir ons wat ons nie kan vervul nie. Ek hoop jy verstaan daardie ding. Dis waar die tussenbly vandaan kom. Dis wat ons bedoel as ons sê jy is nie onder die wet nie. Ek sê nie jy mag nog goddeloos en sondig lewe nie. Wat ek vir jou sê is, as jy uit eie krag iets probeer doen, gaan jy regkry. Net as die Here die liefde in jou hart sit, kan dit gebeur. En dit bring my by die punt wat ek eintlik wil kom by. Ons het Dinsdag aand, is ek by 'n bidtuur van ons mense is daar. En elkeen het so half 'n idee, 'n beurt gekry om iets te bring, want dit is die afsluiting gewees van ons huiskerk. En ag, jy kan nou 'n profesie bring as die Here 'n profesie op jou hart gelê het. Hy het my 'n tema opgelê vir volgende jaar. Ons sal die 31ste, wanneer hierdie kerk lekker vol is en almal hier gaan wees, dan gaan ons 'n bietjie praat oor die profesie, wat die Here 'n boodskap bring vir volgende jaar. Maar party ons het hoogtepunte van die jaar, wat ook al die geval mag wees. En hierdie een persoon kom en hy gee vir ons, ek gaan nou met die Jesaja 65 gegee, dus kom ek hom 'n paar keer gevra, want hy het gepraat van die geluksgodin, die godin van die noodlot. Ek wil sê, van my Bybel sê die geluksgod en die godin van die noodlot, maar dit maak ook nie saak nie. Die punt waaroor het gaan hier van vers 11, hy sê, maar julle wat die Here verlaat, wat my heilige berg vergeet, wat 'n tafel dek vir die geluksgod en die mens sal inskink vir die godin van die noodlot. Ek sal julle bestem vir die swaard, en julle almal sal buig om geslag te word, omdat ek geroep, maar julle nie geantwoord het nie. Ek gespreek, maar julle nie geluister het nie. Maar gedoen het wat verkeerd is in my oë, en verkies het wat my nie behaag nie. Nou ek weet die eerste ding wat meeste mense dink, en ek ook, dan dink ons aan die lotto, nee. Want hy sê, hoor jy sê, die lotto speel nie, want julle is besig om die geluksgod en die godin van die noodlot op die proef te stel. Maar dit is wel eerste ding wat ons dink, soos die een tannie, dit is so grappie, maar sy sê nie, maar ek speel nie lotto nie. Ek speel die Powerball. En die woord wat verander, maar jy moet daardie ding onthou, want dit is wat ons doen. Hoor, dit is nou grappie, maar dit is wat ons doen. Ons vat 'n ding wat van heidense afkoms is, en ons sit die Here se naam daar, en partykeer ons sit 'n ander naam, en dink ons is maar reg.
Dis by die punt waarby ek wil uitkom, maar kom hou nie daar vas. Nou dink ek by myself, okay, wow, ons gaan ons gesels nou oor hierdie ding. En ek dink al klaar by myself, ek het al begin dink om vir fondsinsamelings vir die kerk, om 'n bees te koop, of wil te koop, of 'n skaap, en ek kan mense nou kaartjies koop, en ek was 'n bietjie vir die kerk geld, maar ons doen ons in die naam van die Here, en dan wonder ek, joh, is dit goed reg? En ek het doodstil gebly Dinsdag. Sien jy, ek het niks gesê nie. Maar ek het aan 'n kompetisie deelgeneem om 'n dubbelkajuit bakkie te wen. En ek dink myself, Here asseblief, want ons karretjie ry lekker, maar hy val uit mekaar, sy kilos is hoog en ons moet bedien. Ag, sal jy dit maar doen? Dink myself, ek wonder wat gaan die klomp mense sê as hulle weet ek het aan 'n kompetisie deelgeneem. Ek het weer gesê dat dit ry nie, maar ek het nie die bakkie gewen, so dit was nie die wil van die Here nie, maar ek het dit gedoen en ek dink ons het ooit so ver. Nou sê ek nie dis verkeerd nie, iemand maar dink hieroor. Maar dan vra ek die vraag, mag ons dit goed doen? En ons het net gesê, die Here het gekom om vir ons sondes te sterf. En dit beteken, die Paulus sê, die vlees en die gees is 'n stryd met mekaar. Dit beteken daarom ook nie, ons moet willig nie. Ou Dawid sê is in Psalm 19 vers 14, wat hy sê, bewaar, ek dink die woorde is soos, bewaar die knegt van moedswillige sonde. Met ander woorde, daar is so iets soos moedswillige sonde, daar is iets soos, ons is nie bewus daarvan nie, dan doen ons dit. Maar as jy bewus is daarvan, dan moet jy tog die wil van die Here doen, jy wil tog hom behaag. Nou dink ek ook by myself, maar Paulus nie gepraat van 'n atleet nie, hy oefen sy liggaam. Hy werk hard, en dit vir 'n onverwelklike kroon. Hy sê, maar julle is in wet vir die onverwelklike kroon. Met ander, dink jy aan twee dinge. Aan die een kant, ja, ons wat werk vir die Here, ons wat dinge doen om 'n kroon te verdien, maar aan die ander kant, hy praat dan van 'n kompetisie. Nou kan 'n kompetisie verkeerd is. Nou gaan mense my sê, ja, nee, maar jy oefen sy liggaam, dis heeltemal anders. Nou wat van die ander 12 of 13 atlete oefen hulle nie ook nie? En tog is daar een wat wen. Nou waar trek mens die streep? Dit ek myself, waar trek 'n ou nou die streep? Wanneer trek jy die streep? Ons lees in Handelinge 1 van die 11 apostels wat loetjies trek om 'n 12de apostel aan te stel. En Matthias trek die strootjie. En dink myself, waar trek jy die streep? Maar as jy mooi gaan lees, jy sien, maar die Here het vir hulle gesê, wag vir my. Hy het vir hulle gesê, gaan kies nog 'n apostel. Dis hoe ons nooit weer hoor van Matthias nie. Die Here kom later en hy kies vir Paulus. Maar hierdie is net vir interessantheid. Hierdie is dinge, want daar is baie keer dinge wat ons nie, elkeen van ons het eendag 'n pensioen nie. Nou gaan ons belê in pensioenfonds. Wat doen hulle? Hulle belê jou geld op die aandelemark. Is dit nie ook die godin van die noodlot? Is dit nie op die geluksgod nie? Want hoewel hulle dit baie mooi doen en 'n storie ken, dis volatile, hy mark kan val of hy kan klim, wat ook al. Jy sien, die probleem is, ons is in die wêreld, ons is nie van die wêreld. Maar ons is in die wêreld, wat beteken dat ons, daar is sommige dinge waaroor ons geet met die Here nie. As jy wil oorleef, jy geet met die Here nie. Ek praat hier met een van die jong boere wat in Amerika boer, en hy vertel van die boer wat amper gevou het en hoe hy dat al nou nie weer werk gehad het nie. En hy dink by homself, hy is 'n Suid-Afrikaanse burger. Maar hy is in Amerika. En hy is in die kruisvuur. Dit is nie sy doel later nie, maar hy is in die kruisvuur. Daardie ou se gebeurtenis gaan bepaal of hy nou gelukkig lyk net dat hy nou deurgekom het en daarom weer kan teruggaan. Maar die punt is, en dis hoe ons in die wêreld, ons is nie meer van hierdie wêreld nie, ons is van die koninkryk van die Here. Ons het veronderstel om deur die Jordaan te trek, nee, ons het deur die loopwater ons gegaan in die beloofde land. Maar nou sê Deuteronomium, sê die Here vir Joshua, as julle deur die Jordaan trek in die beloofde land, en gaan julle ander volke kry, en hulle het wat? Hulle tradisies, gewoontes, heidense dinge wat hulle doen, julle mag nie daarmee saam doen nie, julle moet nie dieselfde doen nie. Het die Here dit nie gesê nie? En ons sê, ons trek nou deur, ons is nou van hierdie koninkryk. Sekere goed het ons geen beheer oor nie, dis hoekom die Here sê, wat God, dis hoekom hy sê, maar dis hoekom ek daar is. Net so jy die wet nie kan vervul nie, is daar sekere dinge wat hierdie wêreld gaan maak, wat jy nie kan vervul nie, wat jy eintlik buite God se wil val, maar ek staan in vir jou. Maar wat van daardie dinge waar jy die streep kan trek? Dis my vraag vanmôre. Want jy sien, die man het eintlik gepraat vir iets anders.
Hy het nie gepraat van die lotto nie, hy het nie gepraat van kompetisie nie, toe hy die vers gelees het. Hy het gekom en gesê, by 'n troue en sulke goed, stel ons heildronke. Maar stel ons heildronke, hè? En dan wens as die bruidspaar en die ouers, en stel op die ma en die pa en die bruidse ma en pa, stel ons heildronk in, en ons klinkglasies, dis mos onskuldig. Ons dink nooit so daaroor, en ek het toch gedog, nee, maar jy sien, ek het 'n leerbare gees. Samuel sê in 1 Samuel 15, hy sê, wederstrewigheid is die sonde van waarsêry, eigensinnigheid is beeldediens en afgoderry. Met ander woorde, as jy dink jy is hoe slim, hoe is jy oulik, wat ook al, jy moet altyd leerbaar wees, en ek gaan bestudeer, toe nou bietjie waar kom dit vandaan. Raai wat? Die Grieke het 'n heildronk ingestel op hulle gode, en mag hulle gode voorspoed en guns vir hierdie bruidspaar gee. Wow. Dis nie al net, jy wonder hoe klink misklasies. Hulle bekers gaan stamp hulle die bekers, of gaan van my wyn oor en sy wyn oor en myne, om te daardeur te sê, ek het jou nie vergiftig nie, as ek jou vergiftig het, dan van jou wyn en my wyn, dat ek het ook drink, so jy kan my vertrou en ek kan jou vertrou. Dis van 'n heidense herkoms, en dan dink jy myself, wow, ek het nie geweet nie, né? Lukas sê in Lukas 12, dat daar's 2 diensknegte, albei doen wat verkeerd is in die oë van die Here. Die een wat nie die kennis gehad het, die gaan ligte slaag kry, maar die een wat die kennis het, en nog steeds doen wat verkeerd is in die oë van die Here, gaan swaar gestraf word. So ek het julle nou nie guns gedoen nie, ek het myself ook nie guns gedoen nie, want jy sien, dis 'n tradisie. En onmiddellik my eerste gedagte is, nee man, ons stel 'n heildronk in, en dan sê ons, in die naam van Jesus. Nee, nou is dit reg. Nee, dit is reg. Want ons het Jesus se naam, maar dit is nog steeds 'n heidense gewoonte. En die ou dae toe ek 'n kind was, het jy baie manne gekry wat met Bellions ry. En dan sit hulle Mercedes wieldop op. Hy ry nog steeds 'n Bellion, dan weet hy Mercedes wieldop op. As jy heidense gebruik, al sit jy Jesus se naam daarin, as jy vra vir jouself en vra, ek sê nie vir jou wat jy moet nie, jy moet maar die Gees van God met jou praat. Maar as jy nie maar nog steeds besig met afgoderry nie, is jy nie nog steeds besig met die heidense dinge nie, al sit jy Jesus se naam daarop, hy is maar net die wieldoppe. Jy eer maar nog steeds die Bellion, jy ry nog steeds die Bellion. Ons moet dink oor hierdie dinge. Ek praat nou oor een dingetjie, maar toe dink ek oor so baie ander tradisies en gewoontes wat heidense herkoms het. En as ons Jesus se naam aan en ons vier dit en ons herdenk dit, en is nou alright, want ons het dit vergeestelik, ons het verchristelik. Ja. Ek het daai Bellion nou 'n Mercedes gemaak. Ja. Ons moet oor hierdie goed dink. En hulle het my nogal met 'n skok getref. Maar as baie dinge, as jy regtig die moeite doen, as jy jou eie ek uit die prentjie uithaal, en jy regtig gaan kyk, dan gaan jy besef, maar ek is besig met verkeerde dinge, en dan moet jy 'n keuse maak. Maar pastoor, my kindertjies, dis my familie se tradisie, ons doen dit al soveel jare, en my ma en my pa het gedoen, en my kindertjies en aksies tot. Die Here sê uitdruklik in Matteus 10, hy sê, as jy vader of moeder hoor my liefhet, is jy my nie waardig, as jy seun of dogter hoor my liefhet, is jy my nie waardig, en as jy die kruis nie op en my volg nie, is jy my nie waardig nie. Amos 5:21 sê, ek haat en ek versmaak julle feeste. Ek het geen welgevalle in julle offers nie. En tog doen ons dit. Tog gaan ons in ons hou feeste, en ons gaan koppe gaan oor en sê, nee man, is nonsens. Maar as jy doen nie die moeite nie, en as jy die moeite doen, dan dink jy, ek sit net Jesus se naam. Ek label die feest net iets anders dan. Baie kerke deesdae met Halloween ook, veral in Amerika. Ag nee, wat ons vereer die Here, ons is besig met die Here. Is hierdie pastoor nou besig om weer godsdienst op julle te laai? Ek weet nie dat. Maar ek weet die Here vir my sê, ek wil nie deel nie aan iets wat nie van hom afkom nie. Nog erger, wat ek navorsing doen en besef, maar dit het 'n heidense herkoms. Nie net 'n heidense herkoms nie, wat ongelowig is nie, maar eintlik 'n afgoderry van ander gode. En ek kom en ek maak dit 'n Jesusfees, ek maak dit 'n Jesus ding. Ek weet as mense wat my gaan verslag gee oor, maar dit is hoe ek dit beleef, absoluut beleef. Hy sê in Matteus 19, moet ek dit goed soek, want ek weet nie daaroor nie.
Hy sê in Matteus 9, kom ons met Matteus 16 eers. Ek wil gou lees vanaf vers 24, die opneem van die kruis. Hy sê, toe sê Jesus vir die disippels, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloor en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy eie lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat het 'n mens as hy die hele wêreld wen, maar as sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Hy sê in Matteus 19 vers 29 sê hy, en elkeen wat huise of broers, of susters, of vader, of moeder, of vrou, of kinders, of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang, en die ewige lewe beerwe. Maar die wat eerste wil wees, sal laaste wees, en die wat laaste is, eerste. Ons moet 'n bietjie vir onsself vra, waar trek ek die streep? Is daar 'n streep wat getrek word, kan ek onttrek? Ja, daar's baie dinge. Maar jy oor daai tou gaan, daai streep gaan loop, want jy het nie 'n keuse in met hierdie wêreld. Onthou net hierdie wêreld behoort aan die duiwel. Wanneer die Here terugkom, dan word hierdie wêreld verander, ons liggame word verander, ons behoeftes word verander. So dit is baie keer, maar ons moet besef, ons moet actually gaan stil staan en sê, hoorie, maar is hier 'n streep wat ek kan trek? Wat ek nie nodig het om daaroor te gaan nie. Wil ek daaroor gaan? Dit gaan nie net oor hemel of hel nie. Dit gaan oor liefde. Onthou, daar's godsdienstigheid en daar's 'n liefdesverhouding. Het ek die Here lief genoeg om te sê, weet wat? Ek het die Here liewer as daai kindertjies, ek is baie lief vir hulle. Ek is baie lief vir my vrou, ek is baie lief vir my familie. Maar ek gaan nie aan 'n tradisie vashou wat nie van die Here afkom, net omdat ek hulle lief het, want ek hulle liewer as die Here. Het ek die Here lief genoeg om te sê, jammer, ek is jammer, maar ons doen nie meer aan hierdie ding meer nie. As ek by 'n troue gaan wees, kan ek net my hande uitsprei. Ek gaan nie eers 'n klaar glasie kry, ek gaan net my hande uitsprei en sê, kom ons hou almal ons hande uit. En ons pleit die bloed van Christus oor. Die Here sal sê, maar kom ons doen nie die gewoonte nie. Ek praat nie net daarvan nie, dis 'n voorbeeld. Iemand die gedagtes maar wat gaan met feeste en gebeurtenisse en tradisies, veral in hierdie seisoen, veral in hierdie tyd. Vra maar net jouself daai vraag af. Ek is nie om te veroordeel nie. Ek is maar net hier om te sê, soms moet ons oor hierdie dinge dink, soms moet hierdie dinge se oor wonder. Want my Here Jesus is nie 'n variant met Messias beeld op word nie. Hy is 'n Messias met grand mags. Ons moet mooi dink oor hierdie dinge en mooi wonder oor wat ons gaan doen, want die Here sê ook deur die mond van Paulus in Romeine 12 vers 1, en hy sê jou redelike godsdiens is om jou liggaam as 'n welgevalle offer vir my te gee. Om die eie ek uit te haal, en om dit wat ek graag wil doen uit te haal, en dit wat die voorvaders gedoen het, want voorvaders en voorvadergeeste is nie van die Here af nie. Dis feeste wat deur mense ingestel is en dinge wat deur mense ingestel is. Miskien met 'n goeie doel, maar baie keer het dit eintlik 'n bose herkoms. En dan sit ons maar net vir Jesus daar en ons sê nee, ek is dit 'n vergeestelike vir Christus. Dit is nou alright. Maar die blye nuus en die goeie nuus wat ek vir u het, is dat die Here Jesus vir ons gegee het, hy 2 instellings gegee, waarby ons wel kan hou, en dit is die 2 sakramente. Wat is die doop? Die doop is wanneer ek werklik sê, ek sterf vir hierdie wêreld. Dis nie sommer net 'n tradisie of sommer 'n gewoonte, ons moet dit doen. Ek sterf vir hierdie wêreld. Ek is, my moeder se water het gebreek, en ek het uitgekom, ek het in 'n sondige wêreld ingekom. Nou gaan ek gaan in die water, en ek gaan weer, en ek kom weer in die water op, ek trek nou deur die Jordaan, in die beloofde land. Dis jou persoonlike getuienis, dat ek gekies het om die Here te kies. En die ander sakrament wat ons gebruik, is die nagmaal, wanneer die Here sê, hier is my liggaam, wat vir jou gebreek is, sodat jy nooit meer oorly nie, sodat ek in jou lewe, jy in my lewe, dis maar nie die uitbeelding daarvan. Neem daaraan deel, sê die Here. Want as ek in jou woon, dan is jy soos 'n volwassene, wat weet van reg en verkeerd, wat nie op wette hoef te kyk nie, maar die Gees van God woon in jou, ek woon in jou, en jy sal die ewige lewe hê, jy sal altyd weet
hoe om te lewe. En die Here sê, dit is my bloed, wat vir jou gestort is, drink dit, tot vergifnis van jou sondes. Daardie toevallige sondes, wat jy nie eens weet nie, wat jy gedoen het, of voor jy gedink het, ja, die moeswilliges ook, maar ons moet probeer om weg te bring. Ons moet probeer om te sê, weet jy wat, ek wil in welgevalle offer wees vir die Here. Ek is bereid om dinge prys te gee. Ek is bereid om my kruis ook op te neem en om te volg. Ek is bereid om my geliefdes te verloon as hulle die pad nie saam met my wil loop nie. Want ek wil die Here volg. Hy sê vir die ryk jong man, verkoop alles wat jy het. Gee dit wat jy gehad het vir die armes en volg my. En die arme man of die ryk man het 'n trane uitgewas en hartseer daar weggeloop, want hy kon nie. Want die wêreld se dinge was hom te belangrik. Het is tyd geword dat jy regtig selfondersoek doen, ek en u, en besluit, waar is Jesus se posisie in my lewe? En as ek aan iets deelneem met sy naam daarop, is ek besig om hom te vereer en te verheerlik, of is dit maar net die troos? Want jy sien, vir godsdienstige mense is Jesus Christus die backup. Nee, hy is die backup, hy is die spaarwiel. Ek gaan vashou, ek gaan die regte dinge doen, soos regte fariseer. Maar as ek soms wankel, dan ek dankie tog as Jesus daarop dag. Ek sê, ek hou vas van Jesus. En hy sal my wys wat verkeerd en reg is. En hierdie dinge sal na jou toe kom. En mense gaan vir jou vertel. En dan moet jy 'n leerbare gees sê, okay, ek wil luister. Ek gaan ten minste, ek hoef ou nie sommer net te glo nie. Dit sê ek vir jy sê, my nie glo nie. Die internet, almal het wifi, almal kan navorsing doen. Maar dink net oor die gesê, gaan stel ondersoek oor. En dat die gees van die Here lei. Ons lewe in 'n wêreld wat ons nie soos daardie diensknegt kan sê wat ek het nie geweet nie. Ons lewe in 'n wêreld waar ons 'n verantwoordelikheid het om te sê ek stel ondersoek in. As ek iets gehoor het, moet dit nie sommer net afmaak nie. Stel ondersoek in. En dan besluit jy, is ek besig om die Here se naam op te bou of is ek besig om te steel weer? Is ek besig om sy naam te misbruik wat die Here sê? Jy mag naas my geen ander gode dien nie. Wanneer ons dit doen, dan span ons soos twee osse in, dat hy dieselfde juk moet dra wat die duiwel dra, wat die afgode dra. En hy trek saam met afgode, hy sê ek trek nie saam met hulle nie. Dis of ek of niks. Amen. Amen. Ek gaan 'n gebed doen, tafelgebed doen. As ek amen sê, dan vra ek vir die Facebook-kykers dat julle dan ook oor hierdie dinge sal dink, maak jou saak reg en gebruik dan die nagmaal vir ere van die Here van die Here se naam en gaan doen ondersoek. In hierdie seisoen vra jouself, waarvan gaan ek deel wees en waarvan nie? Bly by Jesus. Maar kom ons los die heidense dinge, kom ons beweeg weg daarvan af. En nie wat ek so sê, jy gaan doen selfondersoek, gaan vind self uit. Pastoor Frans wil sê nie so, Pastoor Frans wil sê, gaan vind uit, wat is die herkoms? En wat sê die Gees van die Here? Miskien sê die Gees van die Here vir jou dat iets anders, miskien luister ek verkeerd. Maar ek bid elke keer vir die Here dat ek nie 'n woord uit my mond uit sal vat. Sal drink vir u wat nie van hom afkom nie. Dat hy my sal stil maak, dat hy my sal stom maak, hy het nog nooit gedoen nie. Prys die Here, kom sê u. Dierbare Vader, baie dankie vir die prys wat u daar aan die kruis vir ons betaal het. Dankie Here dat u die wet vir ons vervul het. Nie dat ons maar sondig nie, maar sodat ons nie hoe vasgevang te wees in ons vrese, in ons swakhede en fokus daarop en sê ek is nie goed genoeg nie. Dat ons kan gaan en sê, Here, ek is goed genoeg. Ek kan u Vader noem, omdat Jesus Christus in hom kan ek u Vader noem. Ek hoef nie allerlei snaakse name te gebruik nie. Ek moet dit in eerbied weet, u is my Vader, u het my lief, u die seun gestuur om my sondes te sterwe. Dankie Here vir die tekens wat ons kan gebruik. En wanneer ons daai tekens gebruik, dan word ons nie daardeur gered nie, maar ons word herinner aan dit wat u reeds vir ons gedoen het. En ons gee u al die lof en ons gee u al die eer. Here, my help ons ook om dinge te identifiseer wat u bedroef maak. Want as ons mense iemand lief het, dan wil jy daai persoon vol blydskap bring en nie bedroef maak nie. Ek voel dan ook dat die Gees van die Here kragtig hier op my kom en dankie daarvoor. Ek vra ook die mense wat saam luister,
as ons amen gesê het, voordat hulle die nagmaal sou gebruik, dat die Here om een of ander rede lei en voordat hulle kom, dat hulle dit sal doen. Ek vra Here dat U elke hand sal seën wat met hierdie nagmaal voorberei, en dat die hierdie tekens in ons liggame sal seën, as ware spys en ware drank. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Ek glo dat die Facebook kykers kan my daar stop druk. Daar's 'n man, hy bedien in Indië.